is Salome? Salomien. Salomien. Ja, wie is Salomien? Wie is hy? Wie is jy? Ek het in die Vrystaat groot geword, Ja. op 'n plaas. Lekker. Ek dink ek kan as onkonvensioneel beskryf word. Okay. En my lewe totaal en al drasties verander. Ek het 2 autistiese seuns. Ek het ook 2 autistiese seuns. Wow! Sorry! I love it! Sorry! Okay, hoe oud is hulle nou al? Hulle is 22 en 20. Okay, bly hulle nog steeds by tannie? Nee, die een is universiteit en die ander een Wow! Ja. Wat swat hy? suiwer wiskunde. Wow! Hy's 'n wiskunde savant. So Dis is my oudste een. Ek verstaan nie wiskunde. ja, ek verstaan hierdie glad een nie. verstaan ook net wiskunde. Ja. Dis maar net dit. Amazing! Hy sukkel met ander goed. Jy moet nie dink hy's oor die algemeen en alle aspekte van 'n akademiese loopbaan uitgeknip nie, maar hy's baie goed met wiskunde. Maar dis goed. Dis goed. Ek weet die sosialisering. Die sosialisering is nog gewoonlik vir hulle uitdaging. En veral in so groot crowd. Universiteit is massive. So dit is nogal 'n uitdaging. En die ander seun? Die ander een bly by ons by die huis. Okay. Hy het tot verlede jaar toe het hy nog hier by die skool uitgehelp met die rekenaarklasse en die en die daai en toe het hy net eendag by die skoolhekke uitgestap, tot in die pad geloop, 'n kar gestop, ingeklim, teruggery huis toe en aangekondig dat hy's nou klaar met skool. Okay, lieflik. Ja, So ons nou klaar met skool. ja, toe was dit nou oor en verby. Amazing. Ja, okay. So hulle loop nog steeds weg, want my jongste enetjie is 'n weglopertjie, so dit stop nie. Vir die daai kind, die jongste een, Ja? het so baie weggeloop. My jongste een En hy het glad nie gereageer as mense hom roep nie. So hy het nie op sy naam gereageer nie. Hy het net weggeloop en dan ek het elke Vrydag vir 7 jaar lank met hulle deurgery vir arbeidstoespraakterapie Pretoria toe. Nou moet jy nou hierdie hele globale besigheid manage. Nou, jy het nou een wat in terapie is, een wat kwaad is omdat hy daar is. 'n halfuur tussen die twee wat jy moet kos gee, dan sê weer 'n uur by spraakterapie, dan sê een, daai kind het so op 'n stadium dan word hy kwaad vir die spraakterapeut, dan loop hy uit. Dan die eerste maal is dit totale chaos. Toe leer ek haar. Toe sê ek van luister nee, kyk wat jy nou doen is die oomblik as hy uitloop, dan gryp jy jou foon. Want as mense hom probeer vashou, dan byt hy jou. Julle. So jy kon nie hom fisies restrain nie. Wel jy kon, maar jy moes redelik en jy gaan gebyt selfopofferend van persoon gewees het om dit reg te kry. So dit wat met haar gebeur het, dan vat sy haar selfoon. Dan bel sy my en dan sê sy my ons is nou op die hoek van die en daai en hy hardloop nog steeds. Nou dan jaag ek nou daar deur die strate. Tot waar ek hulle eventually kry. As hy my sien, dan klim hy in die kar. As hy wil inklim, dan sluit hy die deur. Dis so hy jy kan terugloop. klaar met haar. Hy wil nie nou verder met haar praat nie. Nie dat ek gepraat het op daai stadium nie. Hy wil nie verder geleide maak en so. Hy wil niks meer doen nie. Dis klaar. Hy is nou klaar. Alraai. Wanneer die seuns begin praat? Het hulle begin praat? Ja. Ja. Jan Frans, die oudste een, hy het van altyd af gepraat. Hy was swak gepraat, maar hy het gepraat. Die tweede enetjie was omtrent 5 jaar oud, toe begin hy praat, en toe hy wegtrek, toe praat hy Engels. Wat ek uitgefigure het, is, hulle, ek gaan dit nou renounce, ek weet nie wat om te doen nie. Die feit dat hulle nie wil kommunikeer nie, maak dat hulle eerste kommunikasie aan hulle moedertaal geheg is, en hulle haat dit. Hulle haat dat jy in hulle wêreld ingekom het en gesê het, waar sy, daar sê, ek is jou mamma, wil jy papi sê, kom. Ek stem 100% saam. En dan, wanneer hulle dan eventueel die behoefte kry en die nodigheid insien, om te kommunikeer, dan vat hulle daai tweede taal, wat hulle in silent, so by die televisie aangeleer het. Dan trek hulle in hom weg, want hulle is so kwaad oor daai eerste taal, wat hulle wêreld kom deur mekaar krap het. Dis soos ek het sien. Ek het geen bewys. Nee, ek stem 100% saam met jou, want, en onthou, die mamas het goed gaan kyk, ek wil hê hulle moet ook dit insien, want ek stem 100% saam, want Estiaantjie
het begin Afrikaans en toe hou hy oppraat. En toe hy weer begin praat, is dit alles Engels. Ja. So ek sê saam, hulle het 'n bietjie renons in hulle moedertaal. As ek dit nou so... Ja, hulle het 'n renons in kommunikasie en dit vind plaas in daai eerste taal wat hulle geken het. So wanneer hulle commit, dan commit hulle in 'n ander taal. Die ander een praat ook baie beter Engels as Afrikaans, maar hy praat daarom Afrikaans. Ek moet sê ek is dankbaar dat Engels gekies, want as hulle Zulu of iets gekies het, dan was ek geskroef. Die vriende van my het ook 'n autistiese Ja? en dit is eintlik vrek snaaks. Hulle het hierdie Dora the Explorer vir Jakob gesit. Oh. En hulle het nie gesien die ding is in Spaans of whatever die taal is nie, want hulle het oorfone want hulle wil nie. En net een goeie oggend, die trek hy weg en hy begin met hulle in hierdie taal praat. En hulle is soos totaal en onverstom. Dis soos die kind spreek in tale. Hulle dink op hemelse taal. Ja, hulle het nie eers dadelik besef watter taal dit is nie. Julle. En toe iewers toe kom die connection nou deur dat hulle nou vertel hulle hoe lê hulle in die nag daar in Dora en Explorer kyk die twee van hulle. Sodat hulle kan leer. Sodat hulle met hulle kind kan praat. Hoorie, wanneer het jy besef jou seuns is anders? Ek en die oudste enetjie het oor tyd. En ek was nooit seker is hy soveel anders of pas hy net want die twee boeties verskil net 16 maande. My So verskil net 17. Yes. Maar Ja, die autistiese kindertjies maak so. dan kom jy seker pare. Ja. Want hulle weet, as jy gaan lank genoeg wag en jy nog een hê nie. Ja, dit is Ek waarskynlik. het nou die dag van my vriendin gesê, want ek meen, Esther was 9 maande oud, dus klaar swanger met Boetie. En ek sou nie nog vir Boetie gehad het nie. As jy geweet het. Ja. Nee. Ek hoor jou. En dis fyn. Weet jy, het die early support gelyk vir die seuns? Nee, bedoel jy was daar iemand? Was daar support soos 'n arbeidsterapeut, 'n spraakterapeut, 'n dokter, ek wil sê Google, maar ek dink Google was nog nie eens daar nie. Nee, ag weet jy, in elk geval het jy nie tyd gekry vir Google nie. En teen die tyd wanneer die laaste een van daai twee tot slaap gekom wat hy by 3 uur in die oggend was, nou. Dan is Hoekom ek het ons almal slaap issues? ek het so dom by die bed gaan lê, so in my klere, dat ek net as die volgende een aan my vat, die een wat eers te gaan slaap het, my so skud, dan staan ek net so op. En dan iewers in die dag, wanneer hulle nou uitpas, want hulle was so moeg as dat hulle slaap, en stort ek gaga en dan slaap ek, en dan word ek, Jan was verskriklik afknouwerig. Nee, vir Is jy die oudste of die jongste een? die jongste een. Verskriklik. Gebyt, gekrap, ag nee, hy was 'n nare klein. En was ou voet die target? Nee, ek was die target. O, ek. Nee, ek sê mos daai stories van ek is mishandel deur my kind. Ek kon ook geskryf het. Dit was baie erg. Maar ek dink wat al ons autistiese mammas en pappas beleef is daar is 'n vorm van abuse van jou kind af. En ek was ook al geskop en geslaan en gebyt en gekrap en ek wil hê die ouers moet weet dat dis 'n normale ding dat jou kind is frustreerd. Maar hoe jy reageer daarop is belangrik. Wat was jou proudest moment as 'n mamma in hierdie journey? Die dag toe ek agterkom, die jongste enetjie, sy naam is Jan en hy is die laag funksionerende jongman. Die dag toe ek agterkom dat sy sterkste karaktereienskap is om ander autistiese kinders te beskerm. Hy het 'n maatjie gehad wat baie erger, baie seveer was. En daai kind het ongelooflik baie uitdagings gehad met autisme samelewing is 'n ongeduldige plek. Mense is reg ongelukkig oor autisme. Dit is ook om hierdie goed vir my belangrik is want ek wil die woord daar buite kry. Ek wil hê mense moet verstaan dat as jy 'n kind in die straat sien rondloop, my kind is opgetel in die straat en polisiestasie toe gevat. Ek het my kind by die polisiestasie al gaan haal. Hy het 'n mugshot en alles. Ek beloof nou vir jou, jy sal dink ek die vinnigste beste verbeelding in die geskiedenis. Maar myne het ook in die nag weggeraak. Hy het uitgekom. In die nag. In die Nee, nag. my hart. Maar ons weet van niks. Nee, jy slaap Ek mos. bedoel, hy het die by 3 uur se kant het hy eventueel aan die slaap geraak en toe slaap ek en Johan slaap maar net hy. Al hierdie goedjies sal ek moes nou uitsort. Klaar die manne. I will sleep through this. En hierby so 5 die oggend daarom is hierdie verskriklike gehamer aan die deur. En Ja. Johan spring op en
Ek sê vir Mori, as dit 'n inbreker is hy nie skaam nie. Ja nee, hy gaan hy vra om in te kom. Hier is iets anders fout. Dit is nie 'n inbreker nie. Ek sê nie, is nie, mens kan aan daai klop hoor iets is fout. Toe ons die deur oopmaak, hier staan 'n wildvreemde man met Jan. Jan in 'n doek, sonder draadklere verder aan en hier staan die man met hom. En ons sê hallo en hy sê hallo. Hierdie kan julle sin. Ja, sê ons. Toe bly ons net so 3 maande in die dorp. En toe hy onderry daar by Spar, jy sal nou nie weet nie, maar daar is 'n garage wat Moenie worry, ek kan dit verskriklik. Ja. So, toe die man nou gaan om sy sigarette te gaan koop vir sy shift, ek gaan nou myn toe. Toe hardloop hierdie kind in sy doek reg voor sy kar en hy breek toe. Hy laai hom op en vat hom polisiestasie toe. Die polisie sê vir hom, gaan laai hom af. Daar waar jy hom opgelaai het, hy sal wel sy huis kry. Hy sal nooit sy huis kry nie. Ja. My hart. Toe vat hy hom na sy vrou toe. Maar Ja. hulle bly toe. Net so 6 huise van ons af. Ja. Toe hy by die huis is, toe sy so 'n bietjie daar en skielik toe stap hy uit. Dan gaan hy en die vrou sê hom loop net agter hom aan. Ek weet nie wat moet jy maak nie, want hy het toe nou ook al die man goed gebyt. Ag nee. Ja, loop net agter hom aan, kyk nie maar net waarheen gaan hy, weet hulle. Ja. Hoorie. Toe loop hy tot by ons huis en toe begin hy self daar in die hek, toe slaan die man nou sommer saam met hom aan die hek dat ons moet uitkom. Maar dit was ons ervaring met die polisie. Is gaan laai hom nou maar net weer af daar waar jy hom gekry het. Nee, dis sleg. Nee, die polisie was baie goed vir my in Standerton. Hulle het van Eva 'n foto geneem, 'n regte mugshot en sy hare was so kort geskeer. Jy lyk regtig soos 'n krimineeltjie en dit op die sosiale groepe begin aktiveer. Rarig. Ek het my kind vandat hy weggeloop het tot ek hom gekry het 20 minute. 20 minute. En hy het nie by my huis weggeloop, by ander mense weggeloop. Ja. Hoekom het jy Spitskop spesiaal needs skool begin? Daar was geen ondersteuningsnetwerk nie. Die dorp het nog nie 'n arbeidsterapeut gehad nie. Daar was nie 'n spraakterapeut nie. Daar was niks. Nie een kleuterskool wou hulle vat nie. Natuurlik, hulle kan nou nie die uitbarsings handle nie. Ja, hulle het gesê die ander ouers is ontevrede. Hulle soek nie die gestremde kinders saam met hulle. So een of twee het so 'n bietjie geprobeer. Maar niemand, kyk veral die oudste enetjie het so af en toe dit vir 'n ruk in 'n kleuterskool gemaak. Maar die enetjie wat so seveer is, dit het glad nie gewerk nie. Hulle het hom net baie vinnig teruggegee. En ek weet Nerissa het ook so. Ons het altyd so gespot oor as daar 'n nuwe kleuterskool in die dorp is, wie van ons twee gaan vir hom eers te kry. Ek begin eintlik. Wat se jaar was die? Ek het in die tussentyd 'n brein gewas gehad, so jy moet nou net lekker wees. In 2007 is albei van hulle gediagnoseer met autisme. Ja, 2010 het ek 'n vergadering bymekaar gekry waar al die staatse stakeholders en alles was alles in een. Toe het hulle gesê die dorp het 'n spesiale behoefteskool nodig, maar daar's nie geld vir die infrastruktuur nie. So as ek die infrastruktuur op die been kry, sal die staat die lopende uitgawes dra. Ek bedoel daai still today is dit nie waar nie. Ons het toe die skool gekry en ek het die geld bymekaar gekry en ons het hom oopgemaak en die staat doen glad nie hulle deel. Wat sal Tannie graag wil hê of wil sien? Moet mense wat nie autistiese kinders het nie, moet verstaan. Al wat ek wil hê is dat hulle moet verstaan, hulle verstaan glad nie. As hulle net al dit verstaan, dat hulle het geen idee van die kompleksiteit, die realisme van. Ek het nog nooit in my hele lewe iets so reëel soos autisme teëgekom nie. Ek ook nie. My seentjie wat nou al op universiteit is, en klas gee, nou die dag, klim hy saam met my in die kar, ek en hy gaan winkel toe. En ek kyk so af en ek sien hy het sy slippers aan. En ek sê vir hom, Frans, jy het jou slippers aan. Ja, sê hy. Dit is die beste skoene vir winter, maar hy is sarkasties nie. Hy antwoord my en sê, dit is wat mense... Eerlik, Daaraan vra ek nou vir hom, hoorie Frans, dra jy jou slippers universiteit toe ook? Hy sê, maar dit is dan die beste skoene vir die winter. En het iemand vir hom gesê, slippers is vir die winter. En nou dra hy dit
Dis sy beste skoene daai. Hy dra die enige plek heen en hy sê vir my, dis nogal sag en gemaklik. Hy's bly dis winterskoene want in die winter hy vreeslike arthritis in sy hande en in sy voete. So dis nou baie lekker vir hom dat hy nou hierdie sagte wolskoentjies kan dra. En ek voel dit moet aanvaarbaar wees vir die samelewing. Ek voel dat mense moenie jou op en af kyk en hy dan jou judge volgens wat jy aan het nie. Ek dink jy doen hulle. Ek dink op universiteit kom hy redelik weg met een. O ja nee, daar's baie random en goed as jou seun op 'n universiteit. Dit kan ons ook vir mekaar sê. Ja. So watse advice sal Tannie vir ons jong mammas en pappas gee wat nou die journey start? Moenie vir die professionals luister nie. Hulle Hulle het vir my die mees verdoemendste goed oor albei hierdie seuns gesê. Hulle het my jongste enetjie, ek bedoel meer as een, het vir my gesê, sit hom in 'n inrigting, kry vir hom 'n verblyf, hy sal nooit potty train nie, hy sal nooit praat nie, hy sal nooit, en ek het net die hele tyd vir Johan gesê, ek sal hom nooit wegstuur voor hy nie vir my kan sê wie hom seermaak nie. En dit is, ek het net daarby, ek bedoel, dit het ons huisgesin 'n baie slegte plek gemaak om in te bly. Johan was op daai stadium so oorweldig. Hy het gevoel, as almal, hy het my kwaadlik geneem, hy het gesê, ek moet aanvaar dit is wat dit is, en dan aan die res van die familie dink. Ek het vir die res van die familie ook daar gestaan, want ons familie, my eie kinders is 4 en dan het ek nou nog enetjie in pleegsorg hoor. Ek hoor, so ek het gehoor waar hy kop gaan. Ja. Dink aan die gesin. Dink aan die gesin, jy weet, die self-provider kind of thing wat vir almal die beste wil hê. Ja. Die oudste 2 is dogtertjies en dan is nou die 2 seentjies. En ek meen met alles wat hulle oor Jana gesê het, en omdat hy so verskriklik afknouerig was, dink ek was hy bang vir sy dogters op 'n latere stadium. En daai selfe kind is nou so saggeaard, so beskermend, so jy kan eintlik nie dink nie. Ek dink dis dieselfde kind nie. Nee, maar hy was regtig erg toe hy klein was. So wat ek vir hulle wil sê is moenie glo wat hulle vir julle sê. Moenie daai plafon wat hulle so wreed en genadeloos daar stel. Moet dit nie. Ek stem saam. Ek het net aangegaan. Ek het eintlik net dan ek het nie eintlik tyd gehad. As jy 2 autistes so naby aan mekaar het, jy Jy het nie tyd om te worry oor ander mense opinies nie. Nee, want jy kry nie tyd om te wonder, maak jy foute nie. Jy kry nie tyd om te wonder wat gaan jy volgende doen. Puberteit. Watse shift het dit gebring by jou seuns? Want dis iets wat nog vir my kom. My seentjies is nou 10 en 9. Okay. Kom ons ruil gou hierdie om, né? Ek nou die onderhoud en jy kuier hier by my. Okay, ja, ons doen dit. Dat doen dit. Sien jy enige een van jou kinders eendag as die rol van 'n ouer inneem? Nee. Ek het ook nie, maar ek het niks daaraan gedoen toe die tyd daar was om iets daaraan te doen nie. Ek het nie dat hulle vasektomie ondergaan nie, niks nie. En nou is dit bitter moeilik want albei van hulle verstaan nou bitterlik goed. Die oudste een sê hy wil nie en gaan nooit kinders hê nie. Maar dis wat hy nou sê. Verstaan jy, ons kinders is nie altyd beplan nie, Engels is. Ja. Hy is eenvoudig, so liefdevol en so caring, hy gaan die wonderlikste nanny vir iemand anders se kinders uitmaak eendag. Ja. Maar daar moet daai van daar, jy kan nie 'n posknop, jy kan daai van autistiese kind gaan nooit weg nie. Ja. Hulle bly net hier. Dis daai selfde ding wat autistiese kinders bang maak. Is dat sekere goed, jy kan dit nie afsit nie. Jy kan die geluid van die see nie afsit nie. Dis baie weird. Nie een van my 2 hou regtig verskriklik baie daarvan om op die strand te wees nie, want die geluid maak hulle mal. Kan jy Hulle hou van, ons kan nog gaan stap en speel en dan net nou dan sien ek, dan sit die enetjie so en dan maak so en die ander een sit net so met sy hande so. Die feit dat mense dit nie kan, nou die kinders kan jy mos nou nie afsit nie, dis nou onmoontlik. En as ek maar die tyd kon terugdraai,
sal ek medies ingegryp het voor ons is waar ons nou is. Okay. Want Dis 'n baie goeie tip. En veral vir jonger mamas ook, soos Ja, waar ek nou is. want die ou dink, nee, dis breed en nee, weet jy wat dit is, Ja. En dis nou baie tegnies, maar 'n vasektomie kan jy omdraai. Ja. Sou daar 'n wonderwerk gebeur, is hierdie nie die einde van die aarde Ja. nie, maar Ja. dit gee jou ongelooflike gemoedsrus vir die toekoms. Ek hoor. Dit is moeilik met my twee seuns want omdat hulle nie regtig weet waarvan outisme vandaan kom nie, sê hulle dat as jy meer as een het, mag dit miskien geneties wees. So dis hoekom ek my man gesê het ek wil nie meer kinders hê nie. Soos ek net die twee seuns, want ek is so bang dat die genetiese ding kom weer deur aan ons kant. En maar dis dieselfde ding hoor, wat as jou kinders enig kinders het? Maar dis soos Ja. my twee dogters. Mm. Altyd van hulle ry vreeslik buiteklank. Dan sê hulle wil kinders hê en dan sê hulle wil nie. Dan gaan ons so 'n bietjie op vakansie en hulle boeties gee hulle absoluut die beste om dit op 'n stadium ondraaglik te maak. Nee, kinders sê nie en dan weer, jy weet, dan hoor ek die ander dag hulle sê nee, maar is daar toetse wat jy voor die tyd kan weet? Gaan 'n kind. Nou sover ek weet is Daar daar is nog nie. nie. Daar is nog nie. En dis eintlik baie sleg. Dit is. Ek dink ek kan seker maar genetiese toetse doen, maar dit is baie duur en gaan hulle dit optel. Dis die ding. Ek weet nie of daar spesifiek, want hoe toets jy outisme? Dis 'n brein ding. Dis nie 'n lyfie issue nie. Okay. As Tannie outisme in een woord of in 'n frase sal opsom, wat sal dit wees? Wat dink Tannie is ons grootste need in hierdie samelewing van ons wat ons kinders aanbetref? Obviously Tannie die skool begin Tannie die need gesien, want daar's regtig nie iemand wat vir my kind die moeite gaan doen om 'n skool te begin nie. So ek dink die ouers wat hier is baie dankbaar vir 'n plek waar hulle kinders kan vat. Maar buite nou die geleentheid wat Tannie vir ander ouers geskep het om hulle kind by skool te los. Wat is daar nog missing in ons samelewing? Ja, ek gaan nou vir jou die snaakste ding sê. Vertel. Dis niks met die samelewing nie. As daar een dingetjie is wat kan verander, wat vir my wonderlik sal wees, is as Parkerraad, Holiday Club, enige plek jou sou toelaat om 'n nanny in te vat teen 'n verhaalbare koste. Want daar's geen, dit is nie 'n vakansie nie, want dis erger, né? Hulle weet nie waar hulle is nie, so hulle is moeiliker, hulle loop by al hierdie huisies wat so eenders lyk. Hulle wandel mos by enigiemand se huis in en dan maak hulle die yskas oop en onomkeerbare chaos. En dan vat hulle ietsie daar uit en dan sal hulle so die oudste een is so half 'n gentle soul. Hy sal so verbaas wees as iemand met hom beklei. En wat hom die meeste sal verbaas teen die tyd wat ek hulle nou opgespoor. Wie is hierdie mens en wat maak hy in my huis? En wat, maar hy is baie geduldig oor hierdie mens wat hier is wat nie hier hoort nie. En as ek kom en ek sê, Frans, jy's by die verkeerde huis, dan sê hy, ja, hy is by die verkeerde huis. Dan sê ek, nee, kom jy net saam met my? Kom ek sê, jy gaan bys waar bly ons. Dan sê ek, sien jy daar in die yskas, mamma het nie van daar so slaai nie. Ons het net dromings. Wat ek nie droomhuis, ek love it. Maar ek sê saam met jou, ek het vir 'n jaar lank 'n nanny gehad. En Dit is nie 'n wonderlike ding. sy was my brie, was my so hartseer dat ek haar agter moes laat toe ons nog getrek het. Maar sy my lewe was my so veel makliker gemaak. Maar as jy sê, ek wil vakansie hou by my huis. As iemand vir my sê, kom ons gaan vakansie, dan sê ek by my huis, want ek weet dit vat eintlik die eerste 3 dae net om al die hormone en al die gemoedere gesak te kry. Dan vat dit jou miskien 3 dae van enjoyment en dan gaan ons huis toe. Dis vir my so waste. Dis my so Ja, ek hoor jou. Dit is, ek sê altyd, Johan het 'n baie uitdagende werk. So Ja, wat doen jou man? hy's 'n landmeter, maar hulle somme en stilte baie belangrik vir sy voortbestaan. En hoe kry jy stilte met jou autistiese kinders? Ja, en dan nog 2 dogtertjies ouer wat baie As hulle chatty. hulle is chatty en hulle is gespanne. So dit
dis 'n chaos, maar ek het ook altyd gesê, ek wil hom vooruitstuur. 3 dae voor die res van ons gaan moet hy Ja, gaan. ja. Wanneer ons daar land, moet hy nou al klaar geslaap het, nie meer so verskriklik geïrriteerd wees nie, en hy mag nie in dieselfde rit as ons afbeweeg nie. Want my kinders raak altyd ergens by 'n Ultracity weg. Hulle eet altyd chips uit Iemand se bord uit! Ja. Nie nou nie, maar hulle Dit gaan oor. dit gaan oor. Ag, dankie. Dit Tog. gaan oor. Daar's hoop vir my Estian kind. Ja. Weet jy, ek was op 'n stadium toe ek so Pretoria toe gery het ek 'n spur gehad, 'n spesifieke een wat presies geweet het wie ek en my kinders is. Ja. En elke Vrydag as ek daar inloop, dan staan die kinders se chips en se koeldrank klaar daar. Daai spur, ek het altyd vir hom gesê hy moet so groot panier druk wat sê autisme vriendelik, hy sal sien hoe Ja. baie maas kry. O ja. Dis hy my is heeltemal tevrede met die een wat hy het. Ek sien nie nog kliënte nie. Nee, jy's genoeg. Nee, hulle sal nie verstaan hoe maak my seuns my op my seuns in 'n restaurant nie. Koeldrank en chips. As ek hom vertel wat koeldrank ek al gekoop het, hoeveel borde chips ek vir mense moes gekoop het. O nee, ek is net so 'n bietjie tipe van ek partymal as ek in die regte by is, as ek by die deur inkom, dan basies sal ek sommer op die eerste stoel klim. En net almal se aandag trek en sê, hoorie so, hier's 2 autistiese kinders, pas op, hulle gaan julle chips eet en julle koeldrank moenie vir my vra nie, ek gaan dit nie terugkoop nie. Dis hy mooi. Daar's hy. Dit is slim ma. Jy fairly be warned sê daai. En dan by daai tyd het hulle dan nou al die eerste chips Chip gesteel. gesteel. So 'n praktiese demonstrasie op jou regterkant en Frans sit terug op sy ys. Dan Frans het so baie gehou van ys dan. Neek hy so met sy hande daar in daai koeldrank in. Dit was ongelooflik. Elke Vrydag van my lewe was dit teen Woensdag al, dan begin my maag so pyn dat ek nie weet wat aan. Teen Donderdag dan dink ek, okay, ek gaan maak of ek siek is. Vrydagoggend as hy wekker afgaan, dan besef ek net niemand anders gaan doen wat ek nou doen nie, so ek moet maar net opstaan. Ja. Die kar sleutels vat En die kinders ry. en laat Hulle ons moet gaan. gaan vir 'n terapie. Dat ons gaan kyk of. Maar hoor jy, hulle het 'n wonderlike die een raad wat ek moet gee. Ja, In asseblief. die tyd, Asseblief. Jou occupational therapist, jou outie, is 'n vrou. Sy is my lifesaver. Sy myne ook. Was altyd, is nog steeds, as my kind nou so goed doen, die eerste mens wie ek laat weet is Sy is nou nog in verhouding. Ja, ek kan nie, daai vrou het die, so maak gebruik van hulle mense, hulle is wonderlik. Ja. Sien? Ja, ek stem saam. Ek stem saam. My outie, my heel eerste outie was Megan gewees. En ek moet vir julle sê, sy het regtig waar vir my. En my seentjie was 2,5 tot begin het met terapie. Want my diagnose het ook gesê my seun sal nooit praat nie, my seun sal nooit dit nie, my seun sal nooit dat nie. En ek het daai verslag gekyk en ek het vir myself gesê al hoekom ek 'n diagnose wou gehad het, is vir skoolingredes. Dis al. Nie 'n opinie van 'n geleerde nie. En dit het my baie gered in my lewe om nie daai plafon, want dit demotiveer ouers. Maar dit doen, want as Die hulle vir jou motivasie. sê jou kind gaan nooit potty trein nie. Dan hoekom gaan jy dit probeer? Daai kind het potty trein op 6. So, daar was meer, Johan het die hele tyd gesê, aanvaar dit nie, en dan sê ek, nee, maar in die dag toe hy op die toilet sit, en dan is hy verbasing. Dit was asof hy nooit besef het, presies hoe hierdie hele aksie nou gaan verloop nie. Hoe dit voel nie. Ja, en kyk eens hoe staan my. Poeka. Ek sê, ja, my kind. Ag, Hier is ons nou. Nou, ons is op pad iewers heen. En As hy het net nooit voor die tyd verstaan wat gaan verwag. So ek was baie gelukkig met Ewald, my tweede een. Hy het homself gepotty trein op 4. Hy het die doek afgehaal, gaan piepie en gaan poep op die toilet. Estian nie. Estian is 10 jaar oud en ons het nou eers dat hy op die toilet poef, né? So ons het hierdie ding in die huis wat ons as ons klaar in die dag ons gaan stap in die middag met die seuns, stap met die seuns. Dus by die huis kom ons sê ek vir sy, okay, it's time for your big poop now. En dan sit ons by die toilet en dan sê ek, is hy make a big poop. En as ek die toilet gepoep het, dit sit ek goed. Jy en dit. En ek dink dis belangrik. Ek dink dit is belangrik vir almal te sê, elke kind se journey is anders. En ons moet onthou dis 'n sensoriese ding. Om by die toilet te poef. Is 'n sensoriese ding. Ons raak nou wild, ek weet, maar almal poef. So raak rustig vir my, okay? Het jy daai video toe gekyk oor die poep?
Nee? Okay, wees vir my kalm. En dit is 'n probleem van autistiese kinders want hulle sien stories. Hulle hou nie van die gevoel nie. So, maar hulle kom dan. Maar die punt is, as jy 'n autistiese kind het, dan sal hierdie nie vir jou 'n vreemde ding wees nie, want ek dink, ek het nog nooit met 'n ma kontak gemaak wat nie, Sukkel met potty-training nie. was daar. My Ewald was regtig waar my blessing daar. Maar ek het ook nie vir Ewald gepush nie. Omdat hy so gesukkel met Essie, want Essie was my oudste een. En ek besluit ek gaan vir Ewald los. Hy en Boetie maar saam potty-train. En toe het hy homself sommer gepotty-train. So jy het 2 neurotypiese meisiekinders. Hoe het jou ouerskapstyl verander van jou 2 meisiekinders na jou 2 seuns toe? Ek dink ek het dit nie. Ek het nie neurotypiese kinders nie. Ek het net my oudste seuns. So ek wil graag hoor hoe die ouerskapstyl verander. Ek was 'n baie ontspanne, baie lighartige. My kinders het regtig, ek het glad nie hierdie issues wat ander mense in die lewe gehad het nie. So vir my het dit, en die dogters sê ook, wat vir hulle die grootste skok was, soos die seuns ouer geword het, was die spanning in ons huis. Ek was net hierdie, jy kan alles eintlik vir iemand oordra sonder dat daar intensiteit hoef daarmee saam te gaan. En die seuns, jy het nie 'n keuse gehad nie. Jy was so oorhoek, so gespanne, so konstant, terwyl jy keer dat hierdie een hier in die straat indonder, jy val daai een by die reëling af, en terwyl jy weet, jy kan eintlik net nie vir iemand verduidelik, Mens kan nie. hoe kan jy nie? Dit vat baie van jou mental space. En ek wil dit vir ouers sê is dat mens moet rustig raak. Maar dit vat baie van jou mental space. Ek het altyd gesê ek soek 2 kinders en ek het 2 hande. Maar my Ewald kind hol soen toe en my Essie kind hol soen toe. Dan as ek soos wie gaan ek eers inhaal en dan wie gaan ons 2 gaan kry. So, ja, dit bly moeilik. Maar ek is bly te sê dat vir jou ander kinders onthaal om daai jy is altyd gespanne. Maar jy's altyd gespanne. Maar net om your face don't have to show it, wil ek amper sê. Ja, ek weet maar dat die dogters kon byvoorbeeld spanning aanvoel. Hulle doen. En dis een van die goed waarvoor hulle die seuns die meeste verwyd het. Ek verstaan. Ons het een vakansie het ons op gegaan, waar ons die 2 seuns gelos het by 'n vriendin. Ons het uiteindelik in ons huis gaan bly. En die dogters nou nog, ek meen hulle is nou al amper 30. Wow. Hulle 2, as hulle praat, dan praat hulle van die lekkerste vakansie ooit, was daai vakansie waarop ons gegaan het sonder die seuns. Dit is vir hulle en dit was eintlik, ek het nogal gedink hulle sal verveeld wees, want dit was in Mosambiek. En dit is nou baie lekker as jy groot is, maar as jy nou so klein is, dan wil jy nou meer van die lewe hier. Maar so dit was vir die meisiekinders moeilik. Ek dink dit is nog steeds. Ek beleef as hulle huis toe kom vir die Desember vakansie, hulle die hele tyd gespanne is. Hulle sal die hele tyd sê net maar Jan maak nou 'n grappie. Dan sal hulle sê, "Julle moenie, pappa gaan kwaad word." Dan sê ek net, "Pappa gaan nie kwaad word nie." En hy sê ook, "Oh girls, calm down. We have this all down to a T. Daddy, are you angry?" En dan Daddy, no, I'm not. You see? Jy weet, hy so nou, maar hulle hou nooit op met paniek vir wanneer gaan hierdie bombars nie. Dis baie waar. Daai bombars, ek dink vir ek het net 2 seentjies en ek kan Ewald is my sterke persoonlikheidskind en goed trigger hom net so en ek kan sien hoe my Esian seun omtrek. Hy sal as Ewald begin 'n meltdown kry, sal Ewald Esian as ek kom met hart in die deur toe staan en in die kamer gaan sit. Dan wil my hart breek vir my kind. En hy is ook autisties. Maar ek moet nou soveel aandag gee aan hierdie kind om die kind net weer gereguleer te kry en op 'n plek te kry om die samelewing net te funksioneer. Nou dan by Esian uitkom en sit hy en dis wat my breek van my Esian kind is Esian skree en gil nie. Hy sit net doodstil daar en huil. Skree en gil eerder op my. Maar moenie daar op 'n hoopie sit en huil nie, dan wil ek saam huil. Dan is my en dis nie 'n autisties, dis nie 'n neurotypiese kind nie. So hoe moet 2 neurotypiese kinders al hierdie emosies en goed verwerk, nê?
Ek het nogal vrek baie met musiekterapie uitgeruk. Maar toe ook een van daai veelbefaamde vakansies, daai eerste aand wat ons so by daai vakansieplek is. Die Snowmans is maatskaplik, daar's niks ander maniere om dit te beskryf nie. En ek het vir Jana daar beter en ek sê vir hom, luister, jy gaan op die bed lê met hierdie goed op jou ore en hier gaan jy lê totdat jy voel jy wil nou nie meer byt nie. Hoor jy my? Want hy byt nou sommer die bure se kinders en hy doen 'n soort van algemene dissiplinêre stappe die hele parkie vol. Nou kom hier. En Johan wil nou net die pa voeder en die vader weet wat alles en ek sê vir hom, en jy gaan net daar langs die kind. Dis hy. Dank vir jou ook. Ja, jy lê daar, hy lê daar, jy kyk wat hy nie sy oorfone afhaal nie en julle tweetjies bly hier tot ek een van julle kom uithaal, hoor julle my, in daar. Laat ek hier kom Jana uitgestap. Ek sê vir hom, waar's pappa? Hy sê, I think he's feeling better. Toe ek nou kom toe die kind sy pa die oorfone opgesit, hier lê Johan, salig hoor. Maar was so lekker om met jou te gesels, jou journey te hoor en ek dink jou journey gee vir baie jonger mamas moed en die aanhou. Daai en jy moet jouself nie so ernstig opvat nie. Dit is my humor is amper die enigste manier waarop mense kan oorleef. Want snaaks is dit wel. Maar dankie vir jou tyd. Dankie vir jou. Dit was nog baie lekker. Net sterkte. Dankie. Jou pad is nog lank, maar ek dink jy sal nie. Ja, nee. Ek sê altyd, dit is my verhoor. Dankie. Dankie. Moet jy sommer direk